As julle baie welkom hier by ons vandag. En ja, wat 'n voorreg om via se kanaal of vir ons te hê. Baie dankie Corneille, dis heerlik om terug te wees, veral aan die begin van so 'n groot seisoen. Ja, dit is goed dit vir ons. Dis ons 10de reeks en ek weet julle is nou 10 jaar oud. So ek sou graag met julle 'n bietjie terugvat en sê hoe dinge verander oor die tyd van wat jy betrokke geraak het. Dit is vreeslik moeilik om enigiets uit te sonder eintlik. Ek kan onthou toe ek laas hier was, het ek grappenderwys gesê ons kykers hou van braai en van boer. Ja. Dit het definitief nie verander nie, maar wat vir my besonders is die feit dat Via net soos ons nisboere baie klein begin het, Ja. geleer het van veerkragtigheid, maar saam met die kykers en saam met julle ons kliënte kon ons baie groei deur die jare. En ek dink ons wil net aanhou om goeie TV te maak, goeie stories te vertel. As julle was daar nie begin omtrent met ons geduldig, want ons het nie geweet waar om te begin nie, hoe dit werk nie, en julle was so akkommoderend. Maar sê vir my die pad vorentoe vir julle nou, hoe sien julle, hoe gaan dinge uitspeel vorentoe? Ons is geweldig opgewonde oor die pad vorentoe. Daar kom 'n paar verrassings, maar ons kykers moet maar ons sosiale media dophou om meer te hoor, maar ek wil net sê nee, daar was nie geduld nodig nie. Julle was van die begin af so professioneel. En elke keer as jy my bel, dan weet ek dit gaan of wees om iets voor te stel wat ons verbeter, of met 'n vars idee wat ons saam met julle sal wil doen. En presies dit is die samewerking waarvan ek vroeër gepraat het, om saam met julle en saam met ons kykers 'n pad te stap en 'n platform te skep vir kreatiewe, unieke Afrikaanse leefstylinhoud. Dis net mooi, daar's so goue draad wat deur baie van die stories loop. Onder andere in beide vandag se insetsels kon jy self jou arbeid kom pluk het, of jy kon self jou blomme gaan sny, en dan ook die agrotourisme wat al die groter ons land word, waar hulle blyplek opsit wat mense wat net uit die stad uit wil kom en hierdie goed kom leef en voel en self beleef, want 'n strawberry vir arbeid proe definitief nie selfs as jy homself pluk is wat jy op 'n winkel raak kry nie. Definitief, ek stem saam met die selfblik. Ek is een van daai mense wat nie enige van hierdie dinge kan doen nie, maar dit nogal geniet om na 'n plaas toe te gaan en dit self te gaan doen. Ja. En dit wys jou net weer daai ons wil altyd weet hoe kan ons die vrugte en die blomme kry om langer te hou, maar dit help ons om in die oomblik te leef en net dit te geniet, die varsheid daarvan. Ja. Dit proe ook heeltemal anders. Nee, eendag is as jy homself pluk, dit is net soveel anderste. En terug na die blomme insetsel, hulle het niks vermors, hulle het mos kompos gemaak van die ouers, maar planne gemaak om ek amper sê langer raklewe te kry. Ja. So hulle hierso, ons weet arbeid seisonaal, maar nou het hulle hierdie gedroogtes en die yoghurt opgesit en al hierdie byprodukte en sy het weer die parfume gemaak. So om vir jou 12 maande van die jaar inkomste kan gee, is knap gedaan. Dis ook hulle sê 'n boer maak 'n plan. Jy moet regtig ek gaan nie ophou hierdie eet dit dit laat mense kyk, jy kan eet sonder om skuldig te voel. Nee, presies. Ek het definitief nou daarvan proe. Ja, as julle dit bring ons ongelukkig aan die einde van vandag se program, maar baie dankie dat jy hier saam met ons kon kuier het. Baie dankie Corneille. En aan ons kykers, mooi loop en onthou asseblief om ons land se nisboere te ondersteun.